Dan sê almal hartlik welkom. Geliefdes, ons hulp kom altyd van die Here wat hemel en aarde gemaak het en wat ook trou bly tot in alle ewigheid. So geliefde gemeente, genade, barmhartigheid, vrede en liefde word julle geskenk van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Ons Vader in die hemel, hier is baie dinge in ons hart, in ons gedagtes wat rondwarrel oor u gemeente as deel van die universele of die algemene kerk. Maar hierdie ding leef in ons harte en ons gemoedere, dat ons disipelmakers moet wees. Mense wat uitgaan en gaan getuig. En daarom is dit ons gebed vanaand, dat u elkeen van ons sal help en sal lei om 'n getuie te wees van die dinge wat u in ons lewens doen. En help ons om daardie getuienis gereed te hê, hoe u ons vat vanaf die duisternis na die lig, hoe u in ons lewens vir ons veranderings bring, hoe u ons oortuig, hoe u ons op nuwe paaie plaas, sodat ons u kan verheerlik. Ja, Here, ons vra dat u ons regtig waar getuie sal maak van die waarheid en van u liefde. En as daar mense is wat u roep om advokate te wees, om evangeliste te wees, dat julle ook die krag en die genade sal gee om kragdadig op te tree en selfs onder vervolging nie te wankel nie. Here, ons gebed is dat vanuit hierdie gemeente die lig sal uitstraal in ons omgewing. Nie net hier naby nie, die hele Oosrand. Geef vir ons ook die planne en die idees oor hoe om dit te doen. Dankie dat ons eredienste het wat ons kan bywoon. En ons weet dat ons eredienste eintlik juis mos die geleentheid is waar ons toegerus word om getuies te gaan wees. Om te kan raak sien hoe u loop met ons. Gee daarom ook u seën oor vanaand. Dis 'n skriflesing, dis 'n prediking. En dan het ons natuurlik ook in ons harte verbarend, ons het beroep, u het deur ons gepraat, en ons bid dat u ons sal lei in die oorweging van die roeping, sodat hy ook hier kan kom toerus, sodat ons kan uitgaan. Ons bid dat jy met elkeen van ons sal wees, ons sal vashou in u liefde en genade, in die ops en die afs van die lewe. Ons bely ons sondes voor u. Dankie dat dit vergewe is, deur die bloed van Jesus, wat dit wegvat. Amen. Ek gaan 'n klein stukkie lees, uit Matteus 21, daarvan vers 28 af, baie bekende gedeelte eintlik, is Jesus wat praat. Ek sal tydens die preek sal ek die agtergrond gee. Wat dink julle? Hy praat met die fariseërs en die disippels wat rondom hom staan, so praat in Jerusalem en 'n skare mense, maar veral praat hy met die fariseërs en skrifgeleerdes. Wat dink julle? 'n Man het 2 kinders gehad. Hy gaan toe na die eerste een en sê, my kind, gaan werk vandag in die wingerd. Maar hy antwoord, nee, ek wil nie. Later het hy egter spyt gekry en tog gegaan. Die man het toe na die ander kind gegaan en dieselfde gesê. Hy het geantwoord, ek sal, Heer, maar hy het nie gegaan nie. En hier is die teksvers. Wie van die 2 het die wil van hulle vader gedoen? Hulle sê die eerste een. Jesus sê vir hulle, amen. Ek sê vir julle, die tollenaars en prostituie sal voor julle in die koninkryk van God ingaan. Want Johannes het na julle gekom met die pad van geregtigheid, julle het hom nie geglo nie, maar die tollenaars en die prostituie het hom geglo. En hoewel julle dit nie gesien het nie, het julle tog nie later berou gekry en hom geglo nie. So wie die wil gedoen van die Vader, die eerste een, dan sê hy, die sondaars sal eerder in die koninkryk ingaan, as hierdie verharde mense. Nou, geliefdes, daar bestaan by baie mense een of ander wanpersepsie
oor die verhouding tussen die Ou en die Nuwe Testament. Asof die Ou Testament praat, of hulle sê God in die Ou Testament, of die God van die Ou Testament, sê hulle, is 'n veroordelende, 'n ongenadige, liefdelose God, 'n harde God. Dan sê hulle maar die God van die Nuwe Testament, daarteenoor is genadig, en hy is vol van liefde, liewe Jesus, hy is die mens goedgesind, hy veroordeel nie, is net liefde, liefde, liefde. En daarom sê van hierdie mense, nee, ons lees nie eers meer die Ou Testament nie. Die Ou Testament is waardeloos, sy tyd is verby. Gaan oor die Nuwe Testament en God se liefde. En dink maar 'n bietjie vir jouself, wat lees jy die meeste? En op die ou ene sê mense, ja nee, as dit is hoe God is, soos hy in die Ou Testament, dan wil ek glo nie aan hom nie. Ek is 'n wrede God, is 'n harde God. Ek het 'n probleem met God. Dan draai hulle dit baie keer selfs die rug op God. Maar geliefdes, God is ewig, onveranderlik dieselfde. Altyd. Dit is dieselfde God wat hom in die Nuwe Testament openbaar as die een wat homself in die Ou Testament openbaar. En in die Ou Testament is God inderdaad ook 'n God van liefde en geduld. Hy is die verbondsgod. En as jy gaan lees, ek wil nie eers daaroor begin praat nie, want dan praat ons te lank. Maar as jy daaroor gaan lees, ons het 'n professor gehad, Prof. Jaap Helberg, wat gesê het, die Ou Testament se tema is eintlik lewe uit die dood. So elke keer as jy dink alles is dood, dan kom die Here en hy gee nuwe lewe uit die dood uit. So God in die Ou Testament is inderdaad ook 'n God van liefde. Maar hy is inderdaad ook 'n God van oordeel oor onberouvolle sondaars. Dit is so. Maar presies dieselfde is ook waar van die Nuwe Testament. Daar is baie liefde, baie geduld. Maar daar is ook die oordeel van God oor hulle wat hom verwerp, wat hom minag. Miskien is die grootste verskil tussen die Ou en die Nuwe Testament daarin geleë dat in die Ou Testament is die straf op die sonde baie keer dadelik gedoen. Mense is gestenig of uitgewerp of wat ook al. So, daar's 'n bietjie meer, maar dit beteken nie daar's nie oordeel nie. Goed. So lees ons juis oor die oordeel van God in die Nuwe Testament. Het is 'n gedeelte wat ons gelees het, maar nie net van die oordeel nie, ook van die genade. Of ons kan dit andersom sê, van genade en oordeel. Ons lees dit in hierdie gedeelte, in die hele Bybel lees ons dit. Maar terselfdertyd in die Ou Testament, Nuwe Testament, oordeel en liefde, oordeel en genade die hele tyd. Maar wanneer ons die Bybel oopmaak, en dit is nogal ietsie wat ons geleer het met hierdie preke oor die wil van God, kom daar ook altyd die oproep tot verantwoordelikheid. Ons het 'n verantwoordelikheid. So om hierdie gedeelte wat ons nou gelees het reg te verstaan, is dit nodig dat ons 'n bietjie kyk na die konteks waarbinne Jesus dit vertel. Hierdie gedeelte, Matteus word in 5 hoofdele gedeel, hierdie gedeelte, eintlik die laaste gedeelte, vertel van Jesus binne die groter geheel, vertel van Jesus se binnekoms in Jerusalem net voor die kruisiging, tyd van die Paasfees. En daardie tyd was 'n tyd van intense konfrontasie tussen Jesus en die Fariseërs en die skrifgeleerdes. Dis so, hy kom met Paasfees in Jerusalem in. Die skare mense het groot verwagtinge rondom hom. Hy gaan iets groots doen. Hulle weet sommer, hier's iets groots aan die gang, né? Want Jesus kom in van Galilea af, het 'n klomp mense hom gevolg. So al daai mense van Galilea kom saam met Jesus in Jerusalem in. En as die mense hom sien, dan skreeu hulle halleluja, loof hom wat in die naam van die Here kom. En hy laat haal 'n donkie, Jesus laat haal 'n donkie en hy ry op die donkie en dit is 'n Ou Testamentiese profesie wat vervul word. En hulle gooi hulle klere voor hom, soos 'n koning wat in die stad inkom, palmtakke om te sê, maar hier is ons koning wat vir ons gaan vrede bring. Die vrede wat hulle verwag, is dat Jesus 'n weermag gaan bymekaar maak, en bomme gaan gooi op die vyand, dat hy die Romeine uit die land gaan verwyder. Hulle sing lofsange, Hosanna, loof hom wat in die naam van die Here kom. Maar, dit weet ek en jy nou, en ons sal nie daai mense verwyd nie,
Hy kom die stad binne nie om 'n aardse troon in besit te neem nie, nie 'n wêreldse troon nie, of 'n tydelike kroon met 'n koningskap wat weer weggaan nie, maar hy kom om te sterf. Hy is die koning op 'n donkie. Daar's betekenis daarin. Hy's nie 'n koning op 'n vuurrooi of pikswart of wit perd nie, in hierdie beeld nie. Hy's 'n koning op 'n donkie, 'n dienaar, 'n lydende knegt van die Here. Wanneer hy dan in Jerusalem aankom en wys op die verval wat daar in die kerk, die godsdienstige praktyke van daardie tyd is. En die eerste ding wat hy doen is om die geldwisselaars se tafels te gaan omgooi. Ons ek seker julle het almal preke gehoor daaroor waaroor dit gaan. Maar as jy nou vir my sê Nuwe Testament is net 'n God van liefde, dan sê ek jy praat nonsens. Want as Jesus gaan tafels van mense omgooi, hulle geld verstrooi oral, hy vat 'n sweep en hy jaag hulle uit die tempel uit. Moenie vir my sê dis 'n God net van liefde nie. Dit is God se oordeel ook. Is Jesus wat die oordeel voltrek daarna. En daarna gaan hy na buite die stad om te gaan slaap. In die oggend is hy of hoe was dit nou in die aand of die oggend toe in die oggend toe hy uitgaan, toe kry hy 'n vyeboom en die vyeboom is vol blare, dit groen, dit lyk of daar moet vye wees. Maar wanneer hy gaan vye soek, dan is daar nie vye nie en hy vervloek die boom. En wanneer hulle weer daar verbykom, dan is hierdie ou boompie so verdroog. Jesus maak dit duidelik dat hy nie net 'n God van nie net 'n God van liefde is nie, maar ook van oordeel. So beide hierdie insidente praat juist daarvan dat die oordeel oor mense aanbreek in die koms van Jesus. Want so sê Johannes 3:17, God het immers nie sy seun na die wêreld gestuur om die wêreld te veroordeel in die eerste plek nie, maar sodat die wêreld deur hom verlos kan word. Wie in hom glo, word nie veroordeel nie. Maar wie nie in hom glo nie, staan reeds veroordeel, omdat hy nie in die naam van die unieke seun of die eniggebore seun van God geglo het nie. Jy sien, in hierdie gedeelte kry ons al klaar die aanduiding van of in die konteks kry ons die aanduiding van die oordeel van God. Maar dis juis hierdie gebeurtenisse, die omgooi van die tafels en die verdroging van die vyeboom wat maak dat die mens, en al die dinge wat Jesus daar sê, wat maak dat hulle na hom toe kom en sê, hoe kan jy, die timmerman van Nasaret, jy het nie eers 1 dag se opleiding as 'n rabbi nie. Hoe kan jy kom en al hierdie oordeele uitspreek? Hoe kan jy kom, man van Nasaret, timmerman van Nasaret, en al hierdie dinge sê en doen? En dan vertel Jesus hierdie gelykenis. 'n man het 2 seuns. 'n man het 2 seuns. Hy vra beide van hulle om in die wingerd te gaan werk. Die een sê ja, maar hy gaan nie. Die ander een sê nee, maar hy gaan tog wel. Hoe moet ons dit verstaan? Met die seun wat nee gesê het, maar tog gaan, teken Jesus vir ons mense wat reken dat hulle buite God se genade staan. Hulle sê, God kan ons nie lief hê nie. Ons is te groot sondaars. En daarmee verwys hy na die gewone Jode, die man op straat. Hulle is die tollenaars en die sondaars en die prostituie, hulle is die slegte mense. Hulle sê ons kan net nie 'n godsdiens handhaaf op die vlak van die godsdienstige leiers, van die fariseërs. Ons is sommer maar net stof. Prostituie en losbandiges, rowers, moordenaars, diewe en hoereerders. Daarmee word bedoel om te sê die sondaars, die mense wat in sonde geval het. En hulle is verwerplik as hulle self vergelyk met die goedheid en die voorbeeldigheid van die hooggeagte teologiese godsdienstige leiers van die tyd en die tempelgangers wat gereeld hulle groot offers bring in die tempel. So die enigste konklusie wanneer hulle self met ander mense vergelyk is om te sê, ek is te sleg. Ek is te sondig vir die Here. Ek kan nie, selfs dalk, ek wil nie naby die Here wees nie. Daar is vir my geen hoop, vir my geen genade nie.
Maar daar het in hierdie mense se lewens 'n ommekeer gekom. Die teksgedeelte verwys daarna. Hulle het Johannes die Doper se prediking gehoor. Hy het vir hulle gesê, bekeer julle, want die koninkryk van God is naby julle. Is hier, is op hande. God se koningskap is hier. Hulle het vir Jesus gesien en gehoor, sy prediking. En met eens is daar hoop in hulle harte. Miskien is daar vir ons ook hoop. Jesus preek immers tog dat daar vergifnis is vir sondaars. En daarom gryp hulle, dalk nie eers dadelik nie, maar later veral na die uitstorting van die Heilige Gees. En die Heilige Gees hulle verlig op Pinksterdag, begryp hulle vas aan Jesus. En met volle oorgawe gebruik hulle hierdie geleentheid om tog in God se koninkryk, se God se wingerd te gaan werk. Uiteindelik verlustig hulle in God se liefde en genade, juis omdat hulle weet hoe vuil hulle was, maar ook hoe skoon hulle gewas is in die genade van ons Here Jesus se bloed, sy offer aan die kruis. Hulle klere is gewas in die bloed van die lam. Hulle jubel en hulle juig, want hulle kry 'n geleentheid om in die wingerd te werk. Maar met die seun wat ja gesê het en dan nie gaan nie, teken Jesus die skynheiliges. En in hierdie geval, juis die familie en priesterhoofde, die fariseërs en die skrifgeleerdes, hulle wat godsdiens eintlik net op die oppervlak beoefen, en wat godsdiens vereng tot 'n vasgestelde, hartelose spul reëls en regulasies, omdat hulle harte ver van God is. In hulle self is hulle hoogmoedig, want hulle sê, ons is so oulik, ons is so goed, dat ons eintlik nie vir God nodig, ons het nie eens God se hulp nodig om gered te word nie. So hulle het nie 'n ware sonde besef nie, en hulle dink dit wat hulle doen, hulle dade, is genoeg om God tevrede te stel. Maar die Here Jesus is hard op hulle. Elders sê hy, mense soos julle, is mense wat klaar hulle loon weg het. Matteus 7, ek dink, 5, 6, 7 daar, in die bergrede. Julle is mense 6, mense wat klaar julle loon weg het. En die mense klap vir julle hande en sê, wow, fantasties, wonderlik, julle is sulke wonderlike gelowiges. Die mense bewonder julle vir julle vroomheid. Hulle vereer eintlik hulle self, en nie vir God nie. Jesus noem hierdie mense hipokriete, akteurs, mense wat 'n rol speel. Want met die mond bely hulle God, maar met hulle harte, en daarom ook hulle, met hulle onsigbare dade, wat nie vir die mense sigbaar is nie, is hulle ver van God af. Deur die gesag van die Seun van God staan hulle reeds veroordeel deur hulle eie verharde harte, sê Johannes 3:18. So geliefdes, die boodskap van hierdie gedeelte is heel eenvoudig. As jy enige tyd in jou lewe 'n ware besef kry van jou sonde, deur jou lewenswyse of optredes op enige tyd, en op enige manier as jy in die verlede vir God nee gesê het, deur iets wat jy gesê het, gedink het, gedoen het, as jy besef het dat jy van nature 'n sondaar is, maar as jy ook deur die genadige werking van die Heilige Gees tot besef gekom het van jou lewenspad wat op vernietiging afloop, van die oordeel wat oor jou wag, en dan deur die geloof as kind van God aangeneem is, dan het jy reeds die vryspraak. Jy sal dit nie eendag kry nie. Jy het dit. Jy het die vryspraak. Daar is geen veroordeling vir jou nie, maar net ewige vreugde, vrede in die hart, sê Filippense 4:7, 'n vrede wat alle verstand te bowe gaan. Dan lofsing jy in die nag, want jy is vol van ware en ewige vreugde. Al gaan dit met jou moeilik in hierdie lewe. So geliefdes, ek kry van tyd tot tyd mense wat vir my vra, na my toe kom, vir my vra, Bram, dink jy daar kan enige genade vir my van God af wees? Dan vertel hulle vir my partykeer die sondes wat hulle gedoen het. En as dominee hoor jy partykeer skokkende dinge. Dinge wat mense al in hulle lewens aangevang het. En hulle sê hulle gewetens kan hulle net nie tot rus kom nie.
Soms vergelyk hulle self met ander kerkmense. Of hulle dink aan Psalm 139, deur vers 9, deur grond toe Heer en ken die swart verborge dieptes van my hart. En dan is my antwoord aan hulle altyd, ja, daar is hoop vir jou. Ja, 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 1 miljoen maal ja. Daar is genade vir jou ook, want Jesus het sy bloed vir jou gestort. Want daar is geen sonde wat nie vergewe kan word nie, behalwe die sonde teen die Heilige Gees, en dis heeltemal 'n ballgame van 'n ander soort. Dis om heeltemal ander goeders te doen. So wat ons sondes betref, my broer en my suster, daar is nie 'n sonde wat nie vergewe kan word, as jy met berou voor die Here gaan staan nie. Maar terselfdertyd is hierdie gelykenis ook vir ons 'n aanmoediging om te volhard. Want ons is geroep as arbeiders in God se wingerd. En wat ek nou gaan gepraat het van getuies. Dis juis ons getuienis om te sê, weet jy, Piet, ek ken jou hier by my werk, maar ek kan jou vertel, nee, ek was die, Paulus sê, ek is die grootste sondaar van almal. En dit is hoe ek vir myself voel, ek is die grootste sondaar van almal, maar ek kan vir julle vertel wat die Here met my gedoen het. Hy my gebruik vir hoeveel? 40 jaar lank al gebruik hy my om sy woord te verkondig. Dis my getuienis. En daar's mense wat onder hierdie getuienis die Here leer ken. Die Here se genade is groot oor my, Bram Kreer. Ek wat baie keer hierdie sondes het en daai sondes het, maar ek kan getuig, daar's vergifnis. So ons moet volhard. Ons is in hierdie nuwe lewe geplaas. Ons het 'n nuwe hart. Ons is weergebore. Ons het nuut geword. En deur ons werk in die wingerd getuig ons juis vir ander mense ook. Daar is vergifnis. Psalm 130 vers 2. As u, o Heer, die sonde na reg wou gadeslaan, wie sou een enkele stonde voor u bestaan? Maar nee, daar is vergewing nog altyd by u gewees. En daarom word u met bewing reg kinderlik gevrees. Natuurlik is daar die ander kant van hierdie gelykenis, die oordeel wat uitgespreek word oor hulle wat oënskynlik ja sê, maar dan nee doen. En dit is iemand wat met die mond bely, maar nie met die hart nie. Met die hart ver van God, as Romeine 10:9 sê mos, as jy met jou mond bely dat Jesus die Here is, en met jou hart glo dat God hom uit die dood opgewek het, sal jy gered word. So ons kan met die mond sê, sonder om met die hart te glo. Hulle bely met die mond, maar glo nie met die hart nie. Die innerlike mens is onbeweeglik, dit bly die ou son, nie dat ek daarmee sê, ons struikel en val nooit weer nie. Nee, dit ook. Maar wanneer ons uiteindelik die rug keer, praat Jesus in Matteus 25 van skape en bokke wat geskei word. Die bokke word veroordeel, omdat hulle nie Jesus se woord aanvaar nie, en nie in die wingerd arbei nie. Daarom die verskriklike woorde van Jesus in Matteus 7. Nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal in die koninkryk van die hemel ingaan nie, net hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is. Baie sal daardie dag van my sê, Here, Here, het ons dan nie in u naam gepreek en deur u naam bose geeste uitgedryf en deur u naam baie wonders gedoen nie? Sal vir hulle sê, gaan weg. Ek het julle nooit geken nie. Dis mense wat 'n uitwendige skyn van godsdiens het, maar aan die binnekant steeds aan hom of haarself behoort. Wat dus nie regtig besef dat hulle Jesus nodig het nie. Iemand wat nie 'n ware sonde besef het nie. En hy of sy probeer deur godsdienstigheid by God aanvaarbaar wees, maar verstaan nie dat die enigste pad na God terug is deur Jesus Christus. Hy is immers mos die weg en die waarheid en die lewe. So liewe broer en suster, toe jy belydenis van geloof afgelê het jy vir die Here ja gesê. Dis die dag dat jy gesê, ja Here, hier is ek sal gaan werk in die koninkryk, in die wingerd, openlik. So hoe lyk jou lewe?
Is dit vir almal sigbaar dat jy besig is om hard te werk in God se wingerd? Julle weet, toe ek hier voorberei, dink ek hieraan, op 'n plase werk het baie keer so dat as 'n boer uitgaan, veral, ja, seker beesboerdery of skaapboerdery ook, maar veral, ek weet bietjie van wanneer die ouens uitgaan om te ploeg, en kom die boer by mekaar met sy werkers, hy sê vir hulle, ons gaan vandag met hierdie blok begin, Janie, jy begin daar, en Kosie, jy begin daar, en ons werk so na mekaar toe, en dit is so diep, en wat, ons gaan werk, of wat ook al. So, die boer kom by mekaar met sy werkers, en sê vir hulle, hier is wat ons vandag gaan doen, hier is die plan. Jy kry die instruksies van die eienaar af. Vir hulle wat ja gesê het om in God se wingerd te werk, is die implikasie dat hulle ook sal moeite maak of by mekaar kom om die instruksies van die eienaar te ontvang. En weet jy wat? Wat is erediens bywoning of jou eredienste? Wat is jou Bybelstudie? Wat is jou klein groep? Reinhard Noudag gepreek daar. Jou Bybel lees. Dis niks anders nie as om die instruksies. Dis nie jou godsdienstigheid. Jy kan nie sê, Here, kyk na my, ek is hierdie wonderlike persoon wat moet gered wees of hemel toe gaan omdat 'n kerk bywoon. Nee, jy kom kerk toe om die instruksies te kry om in die wingerd te gaan werk. So al jou Bybelstudie, jou erediens bywoning, jou alles. Dat jy arbeider in God se wingerd is, sal sigbaar word deurdat jy saamkom en luister. Saam met jou medewerkers, kom luister. Wat is die Here se plan vir ons? Van julle wat in die army was? Niemand nie. Ja, Jan. Daar word rookol gehou. Kreer! Ja! Korporaal. As my naam geroep word, ja, hier is ek. As jou naam geroep word deur die Here as span in sy wingerd, sê jy, ja, hier is ek. So dis die een ding wat ek aan dink, maar die ander natuurlik is ook, dat as ons arbei in die wingerd, dit ons daaglikse werk is, né? Dink aan dinge soos jou tong. As ek 'n arbeider in die wingerd is, dan het ek 'n beheer oor my tong. Ek vloek nie, ek lieg nie, ek eer God, ek is getuie. Hoe lyk jou verhoudings met jou man, die teenoorgestelde geslag, jou huweliksmaat, jou ouers, jou werkgewer, jou werknemers? En ek gaan hierdie maar sê, ek het gedink ek gaan dit dalk skiep, maar weet julle, daar is 'n ongelooflike ding wat my pla in die laaste tyd. Dis chaos op ons paaie. Mense wat nie stop by stopstrate nie. Daar in ons omgewing in Northmead is daar minstens 1 keer 'n maand 'n ongeluk waar iemand nie gestop het by die stopstraat. So daar by ons huis baie keer. Maar kom by 'n robot wat uit is, die krag is uit. Mense jaag net oor. Kom by 'n stopstraat, mense jaag net oor. 4 rigting stop, niemand stop nie. Hulle jaag net. Gaan aan die linkerkant verby. Ek het gister ek en Donsie gery. Dubbelwit streep met 'n geel streep in die middel, kom hierdie knaap verby. Met sy ou karretjie en daar gaan hy verby. En hulle is almal verantwoordelik vir hulle eie dade. Maar weet julle wat is die ding wat my ontstel? Is dat ons, goeie Christene, begin om soos daai mense te ry. So as hulle nie stop nie, hoekom moet ek stop? Ja, ek weet hulle toet partykeer vir hulle vloek, ja. Maar dis die leiding wat ons maar moet aanvaar, omdat ons aan God gehoorsaam is, die 5de gebod. As ons getroue arbeiders in die wingerd is, dan moet ons ook die voorbeeld stel by die 5de gebod, gehoorsaamheid aan die owerheid. So jy sien, ons ja in die Here beteken nie net dat ons godsdienstige rituele uitvoer nie, maar dat ons sal gaan doen, sal gaan werk. So broer, suster, is jy dalk iemand wat eers nee gesê het en tog op die ou en 'n ja gedoen het? Of is jy dalk een van die wat ja sê, maar nee doen? Dalk kan ander mense dit in jou lewe raak sien, ek weet nie. Maar ten diepste is dit 'n vraag wat ek en jy persoonlik vir ons voor die Here moet antwoord.
maar hoe groot is God se genade nie. Selfs as jy hier sou moes sit en vir jouself eerlik sê, jong, ek is 'n ja-nee knaap. Dan is dit nog steeds nie te laat om 'n ommekeer te maak nie. Dan is dit nog steeds nie te laat om weg te loop van die nee dinge. 'n 180 grade draai te maak. En te sê, ek stap weg van my sondige lewe en ek stap na die wingerd van God toe nie. Hoekom? Hoekom sou jy dit kon doen? Wie sou jou die reg gee daartoe? Jou godsdienstigheid? Hoe sal jy vrymoedigheid hê om te sê, ek tree weg van my ou lewe en ek stap na 'n nuwe lewe toe? Eenvoudig. Jezus het nie gekom om vir sondaars te sterf, vir sondeloses te sterf nie. Nie gekom om vir sondaars, maar vir sondaars. Vir sondaars. Sondaars wat deur die Gees tot berou gebring is. Oortuig is om by Jezus te gaan skuil, al het hulle gestruikel en geval. Vir hulle weet dat sy bloed genoeg is om jou neus ook te verander in ja's. Sondaars, soos ek en jy, maar wat ons net kan beroep op God se genade in Jesus Christus. Christus wat in die Ou Testament beloof is en in die Nuwe Testament gebore is. En nou vir ons intree, sê 1 Johannes 2 vers 1, Romeine 8 vers 34. Geliefdes, so laat ons geen fout maak nie. In die Nuwe Testament word God se liefde en genade sigbaar in Jesus Christus, natuurlik. Maar Jesus is ook die vergestalting van God se oordeel. Daarom sê Matteus 3:10, die byl lê klaar teen die wortel van die boom. Elke boom wat nie goeie vrugte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi. Dit is verskriklik om te val in die hande van die lewende God. Maar dit is hemels om die verlossingswoord te hoor. Jou sondes is vergewe. Gaan in die vreugde van jou Heer. Jou geloof het jou gered. Daarom, liewe broer en suster, gaan werk met vreugde en met oorgawe in God se wingerd. Laat jou ja wees en jou nee. Vader, ons dankie dat jy elkeen van ons, want hier is nie een, waaragtig waar, nie een van ons wat hier kan sit en sê, ek het nie nodig gehad dat die Here my kom roep nie. Ek het nie nodig gehad dat Jesus vir my sonde sterf nie. Ek het nie nodig dat die Heilige Gees in my werk nie, want ek is goed genoeg. Daar is nie een van ons wat daai proklamasie of daai claim kan maak nie. Nee, ieder en elk van ons het vir Jesus nodig. En dankie dat u deur die Gees in ons harte werk, sodat ons tot daai besef kom, en dat ons die krag kry, ook van die Gees, om te draai, 180 grade, omkeer na die ander kant toe, sodat ons in u wingerd gaan werk. Maak ons daarom, Here, getroue getuies van u genade. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Geliefde, ons spanpraatjie vir vanaand is nou verby. Nou gaan ons van hier af om in die wingerd van die Here te werk, onder sy seën, die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by julle wees en by julle bly.